Nou ja, dis nie net in Suid-Afrika, waar mense nie toegesluit word vir misdade nie. So, dit is ook in Amerika. En hulle grootste en bekendste saak is die Epstein saak, die Jeffrey Epstein saak. En daar is nog niemand toegesluit nie. Nou Jeffrey het blykbaar gesterf in die tronk, so sê hulle. Ghislaine is blykbaar ook in die tronk, maar lyk vir my nie meer nie. So die Epstein storie was, hy het hom nou self gehang in die tronk en niemand weet eintlik hoe nie en ag die ding is nie mooi bekyk nie. Daar's so baie vrae omtrent dit. Nou ja, Epstein was 'n agent vir die Mossad. En dit is baie duidelik dat hy pro-Israel was, groot donateur van Zionist sake, betrokke by baie sake, issues, belange wat die Jode gehad het, en dan natuurlik het hy hierdie verskriklike afwykende gedrag. Maar, as hulle hom op 'n stand sou sit dat hy moet getuig, wel, dan kan hy homself dalk vaspraat. En dan kan daar 'n saak teen hom gebou word, en dan kan nog ouens geroep word tot getuienis. Maar nou ja, dit het toe 'n stille dood gesterf, want sies tog hy's dood in die tronk, of so sê hulle. Maar, daar kom nou inligting na vore, onder andere foto's, dat dit lyk vir my die man alive and well is en lekker bly daar in die Joodse staat. En dit lyk vir my, daar inligting wat ek gesien het op die net, een van sy handle, waarop hy games gespeel het vir Fortnite, was nog laas jaar gebruik. Dus onthou, die man is al 'n hele paar jaar dood, of so sê hulle. So, kyk 'n bietjie na hierdie foto's, dan sê julle, stem julle saam, dat dit ou Jeffrey is. A single image from Tel Aviv has reignited one of the internet's darkest debates. Who is this guy spotted in? The image shows a white-haired, white-bearded man wearing sunglasses walking with two men who appear to be bodyguards. The photo was taken in Tel Aviv. The man's face looks familiar, but no name is confirmed. Online, speculation quickly followed. As renewed attention is placed on the Epstein files, some users claim the man resembles Jeffrey Epstein and argue he may still be alive. Screenshots are zoomed in, facial features compared, and timelines re-examined. Others push back, saying the image proves nothing and warning against turning resemblance into accusation. The debate goes beyond the photo itself. Some commenters argue that for someone with Epstein's wealth and connections, faking a death would be easier than facing accountability. Nou ja, nou weet ons nou nie om te weet nie. Wat het nou van ou Jeffrey geword? Wel, miskien is Ghislaine nog in die tronk. Ek meen, iemand moet toegesluit word vir al daai misdade. Wel, sy was nou besig, sy was ook betrokke by die human trafficking, aan wie is hierdie kinders, hierdie jong meisies uitverhuur? Aan wie? Want daai mense, se name word nooit genoem nie, en hulle is nooit aangekla nie, so, sy is skuldig aan human trafficking, maar aan wie het sy die kinders nou uitverhuur? Ek meen, daar moet ons nou nog skuldiges wees. Wel, hulle het hierdie ding mooi toegesmeer, so, sy is blykbaar in die tronk. En toe kom het nou die dag na vore, daar's video's, wat wys, dit lyk soos 'n vrou wat loop daar in Kanada op die strate. En toe iemand haar naam noem, toe draai sy om. Kyk 'n bietjie hierdie video. Ghislaine? Do I know you? You know Ghislaine? No, sorry. No? I used to order hella pizza off her. Oh, really? She always delivered, yeah. Oh, Ek sien, die BBC was gou om 'n berigie uit te bring en sê, hierdie is AI generated en so aan. Interessant dat hulle so gou spring. Maar die BBC is ook bekend daarvoor dat hulle leuns vertel het in die verlede. So nou, hoe sal ons nou weet? Ons weet nou nie, ons sien maar net, nou? Maar, as 'n mens luister na wat Putin sê, Putin het so ruk terug dit kwyt geraak. Toe hy die Weste daarvan beskuldig, die Westerse elite, dat hulle al die jare mensvleis eet, en hierdie groot offerhandes hou, en betrokke is eintlik by Moloch aanbidding. Hy het hulle daarvan beskuldig. Ek het die video hierso. En dis natuurlik van die redes hoekom hulle hom beskou as 'n groot bedreiging vir die Westerse, indien Putin oorneem, Rusland oorneem, en dan is hierdie hele party, hy noem het 'n vampires ball,
So, dan is al hierdie bloeddrinkery en adrenokroom en al hierdie gemors is dan op 'n einde. En ek dink dit is hoekom hulle so baie bekommerd is oor ou Rusland. So, luister mooi wat sê Putin. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Putin and the Russians knew all along that Pizzagate was real, and now in 2026, people are finally figuring this out because all of the Epstein files have been released.